Vriende, hartlik welkom vanoggend hier by Varevuur Gemeente se erediens en sommer vir elkeen van u lidmate van Varevuur, vriende van Varevuur, mag ek en jy vanoggend bederf word met die Here se woord en mag ons eet daarvan en mag ons ietsie verstaan van wat die woord vir ons sê, dat die Bybel so soet soos heuning is. Mag dit vir ons geneeskragtig wees, ook in hierdie dag. En vriende, kom ons word nie so stil en dan bid ons vanoggend saam. Liefdevolle God, die woord het vir ons kom leer hoe verskriklik lief U ons het. En Here, ons kan dit nie verstaan nie, maar U kies om nie sonder ons te leef nie. U het ons gemaak en toe het U vir ons die keuse kom gee om U lief te hê. En soveel keer verwerp ons U, Here. En nogtans kom red U ons. U is God en U het nie een van ons nodig nie. U majesteit het nie groter geword omdat U ons gemaak het nie. Here, U het geen plig om vir ons te sorg nie. En U is niks aan ons verskuldig nie. En tog, Here, kies U om ons te kom oorweldig met U liefde. Tog kies U om U liefde aan ons te kom bewys. En U seun selfs te gee daarvoor. Liefdevolle God, maak ons vandag wakker. Maak ons wakker sodat ons die uitbundige lied van vreugde en liefde mag sien en hoor. Here, dit is 'n lied sonder klanke en note. Dit is 'n lied van liefde wat verby alle woorde gaan. Dit is 'n lied van trou wat geen mens kan beskryf nie. En as ek bewus word van U teenwoordigheid, dan, Here, word hierdie lied ook in my wakker. Dankie, almagtige God, dat U ons eerste lief gehad het. En daarom wil ons vanoggend ook uitroep, ek het U lief, o Heer, met alles in my, het ek U lief. Amen. Jesus, Jesus, die na wie ek smag. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Vriende, u moet tog maar die hele boek van klaagliedere gaan lees en veral dan nou net die hoofstuk 3.
Maar ons gaan enkele verse daarvan lees, en in hoofstuk 3 gaan ons lees van vers 21 af. Maar dit sal ek ter harte neem, en om hierdie rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. Die trou is groot. En ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mense wat na sy wil vra. Dis goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Vriende, hoeveel keer in die gang van die lewe hoor ons die woorde, hoe gaan dit met jou? Hoeveel keer op 'n dag stap ons verby mense, of tel ons 'n telefoon op en ons gebruik hierdie geuite uitdrukking, hoe gaan dit met jou? Ons het ook 'n geuite antwoord op die uitdrukking, dit gaan goed en daar. En nou vriende, wonder ek vanoggend, hoe gaan dit regtig met jou? As jy vanoggend regtig jou hart moet kom openbaar, hoe gaan dit regtig vandag met jou? Wat is die emosies wat jy beleef vandag? En watter emosies het hierdie week die oorhand van jou lewe gekry? Daar's 'n kinderfliek, Inside Out, wat ietsie verduidelik van die emosies in ons lewe en hoe ons emosies 'n rol speel op die uitspeel van ons lewe. En kom ons kyk hierdie baie klein stukkie van hierdie video. Miskien terwyl jy daarna kyk, kan jy vandag vir jouself sê, watter van hierdie emosies het hierdie week die meeste na vore gekom in my lewe? So kom ons kyk dan. Just Riley and me forever. For 33 seconds. I'm sadness. Oh, hello. I'm Joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. And that was just the beginning. Headquarters only got more crowded from there. Very nice. Okay, looks like you got this. Very good. Oh, that's sharp turn. Ah, look out! That's Fear. He's really good at keeping Riley safe. Easy, easy, huh? Hi, back! Oh, we're good. We're good. Thank you. Thank you very much. And we're back. Here we go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Yucky! Well, I just saved our lives. Yeah, you're welcome. Riley, if you don't eat your dinner, you're not going to get any dessert. Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Riley, here comes an airplane. Oh, airplane. We got an airplane, everybody. And you've met Sadness. I'm not actually sure what she does. And I've checked, there's no place for her to go. So she's good, we're good, it's all great. Vriende, terwyl jy na hierdie emosies gekyk het, wat was dit wat toe die oorhand oor jou lewe gehad het? Was dit vreugde? Was dit vrees? Was dit onsekerheid? Was dit woede? Was dit 'n ontevredenheid? Ons lees vandag in Klaagliedere 3 hoe die skrywer eintlik met ons deel hoe dit regtig met hom gaan. Vriende, sien, iewers op 'n punt in ons lewe moet ons kom waar ons die waarheid met mekaar praat, wat ons regtig deel, wat ons belewenis en ervaring is van ons lewe waar ons nou is.
Miskien kan jy vanoggend identifiseer met 'n paar van hierdie emosies. Klaagliedere 3, skryf hy daar in vers 1, ek is die man wat ellende beleef. Hy skryf en sê, ek is moedeloos. Om elke hoek en draai tref die ellende my en ek weet nie meer hoe nie. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Hy sê in vers 2, dit voel of ek in die donker ingejaag word, op 'n pad loop sonder lig. En ek kan nie die benoudheid in hierdie man hoor, ek loop in 'n donker straat. En ek weet nie of ek ooit weer die liggie gaan sien nie. Jy sien ons sê, daar is 'n lig aan die einde van die tonnel. Hierdie klaagliedere skrywer sê, ek weet nie of daar lig is in my tonnel nie, want die pad is so donker. Hy skryf in vers 5 en hy sê, daar is 'n muur om my van gif en ontberings. Hy sê, as ek eerlik moet wees, voel dit vir my of ek vasgevang is in my wêreld en dis 'n muur van gif. Ek kan nie eens aan hierdie muur raak om dit weg te probeer stoot nie, want dit vernietig my net. Ek is vasgevang, ek is bedreig. En daar's vir my geen uitkoms nie, want hierdie gifmure kom al hoe nader en al hoe nader. En miskien gaan dit my ook versmoor. Hy sê in vers 7, daar is swaar bronskettinge vir my aangesit. Hy voel soos 'n gevangene, magteloos. En ek weet nie of ek regtig skuldig is nie, maar dit voel vir my of ek nie hiervan los gaan kom nie. Ek is vasgevang. En is daar iets wat jou so laat voel vandag? Is daar iets wat soos kettinge aan jou vashou en jy voel, daar's geen manier wat ek hier kan uitkom nie? Hy skryf in vers 8, dit voel of die Here weier om my gebede te verhoor. Hy's moedeloos, hy sê, ek bid, maar God antwoord nie. Hoor God ooit? En as God hoor, hoekom gee hy nie wat ek vra nie? Ek praat, maar God antwoord nie. Ek voel so alleen, so verlate. En is dit miskien hoe jy hierdie week gevoel het? Ek pleit, ek smeek by God, maar hy antwoord nie. Vers 10 kom skryf hy, daar's 'n leeu en 'n beer wat my inwag om my te verskeer. Dit voel vir hom of sy lewe in gevaar is, en hy weet nie regtig of hy lewendig aan die ander kant gaan uitkom nie. Het jy miskien so gevoel hierdie week, dat iets of iemand wag om jou te verslind? Dat hulle gereed lê, en dat jy die prooi is, en dat hulle net vir daai geleentheid wag, om jou aan te val en te vernietig. Loop jy elke dag oor jou skouer en loer, vir die leeu's wat lê en wag vir die regte oomblik om jou te verskeer. Vers 14 skryf hy, hulle sing spotliedjies oor my. Hy skryf, ek is eintlik maar die joke van die dag, almal lag oor my, almal lag vir my. Ek word geboelie, en dan bly van my niks oor nie. Vriende, is dit miskien hoe jy hierdie week gevoel het? Die joke van die week? Is dit miskien hoe jy gevoel het, dat jy geboelie word? Vers 17 skryf hy,
Alle rus is van my al weggeneem. Hy sê ek is uitgebrand, ek is oorlaai. As julle regtig vir my vra hoe dit met my gaan. Ek weet nie. Maar ek kan nie meer rus nie. Ek is moeg. Is dit hoe jy miskien voel hierdie week? Uitgeput, oorlaai, alle rus is van my al weggeneem. Vers 18 skryf hy, dit is klaar met my en my hoop op die Here. En wat sê hy? Hy sê, ek sien nie vir myself 'n toekoms nie en ek het nie eers hoop nie. Ek staan in die oggend op en al het die son opgekom, is dit donker. En ek het nie eintlik hoop dat die wolke iewers vandag 'n silwer randjie sal hê nie. My lewe, dit is klaar met my. Hy skryf in vers 20, my gedagtes draai vas oor die lewe. En wat sê hy? Hy sê, my kop bly maal oor alles wat gebeur met my in die lewe. My gedagtes draai vas. Ek het die antwoorde nie. Ek dink, en net sodra ek dink ek kom by 'n deurbraak, dan besef ek, nee, ek het vasgedraai, ek het my vasgeloop in my eie gedagtes. Daar's nie meer planne nie, daar's nie meer antwoorde nie. Is dit miskien hoe jy voel vandag? Voel dit vir jou of alles vir jou vas begin draai, self jou gedagtes is vas? Klaagliedere man is eerlik as hy skryf hoe dit regtig met hom gaan. En nou wil ek weer volgende vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? En dan kan ek vir jou sê, wat is die emosies wat ek hierdie week raak geloop het en gesien het? Ek het emosies gesien van kinders wat moeg is. Ek het emosie gesien van huwelikspaartjies wat voel, hulle gedagtegang het vasgedraai, hulle weet nie meer wat ek kan toe nie. Ek het gesien hoe mense by 'n kus staan en hartseer is. Want die verlies is so groot. Ek het hierdie week gesien hoe mense vir my die verhaal van hulle lewe vertel en angstig word. Want hulle weet nie eintlik hoe hulle die einde van die maand alles gaan betaal en kan leef nie. Ek het moedeloosheid in mense se oë gesien, want hulle kry nie werk nie. En hulle weet nie wat ek kan doen nie. Ek het gesien hoe mense hierdie week gevangene geword het van hulle sonde en hulle kan nie daar uitbreek nie. Ek het gesien hoe mense hierdie week in 'n donker gang geloop het en angstig geword het oor die lewe. Vriende, miskien moet ons eerlik wees met mekaar, dat baie van ons emosies miskien ook maar hierdie week, net soos die klaagliedere skrywers sin, bietjie all over the place was, né? Miskien moet ons eerlik wees om vandag vir mekaar te sê, ons is oorweldig, ons is oorwerk, ons is oorsensitief, noem maar al die ore, maar ons is dit. En dan die eenvoudige boere antwoord, goed en by jou? Miskien vanoggend, maar vir 'n klein handjie mense regtig waar is. Die punt is, baie mense, en as dit nie jouself is nie, is dit iemand wat jy ken, voel vandag dat hulle vasgedraai is. Dat hulle gedagtes nie meer kan nie, soos wat hy daar skryf in vers 20, as ek daaroor nadink, draai my gedagtes die hele tyd vas. Ek probeer planne maak, maar ek kan nie, my gedagtes draai vas. En dan kom sê die skrywer een ding, hy sê,
Julle het gehoor hoe gaan dit met my en in die wêreld se oë is dit eintlik sleg. Maar daar's een ding, skryf hy sê daar's een ding waaraan ek sal vashou. As my kop vasgedraai is en ek het nie antwoorde nie en my lewe voel te mekaar, dan draai ek na my hart toe. En ek gaan soek dit wat die Here in my hart kom bære het. En ek kry nuwe hoop. Vriende, is dit nie die Here self wat vir ons kom leer het wat die hart van vol is, loop die mond van oor nie. En nou kom prediker en hy sê vir ons, ek gaan na dit toe wat in my hart is, wat in my hart, diep in my hart vasgebêre is, vasgemessel is. En as ek daar kom, kry ek hoop. Waarin is sy hoop? Miskien moet ek die vraag bietjie anders vra. Hoe is dit moontlik om te sê, dis hoe dit met my gaan, maar om dan 'n pause te hê en dan te sê, maar ten spyte van dit alles, het ek nog steeds hoop. Jy sien vriende, selfs al voel dit vir hom of hy in die donker loop, sê hy, het ek hoop. Selfs al voel dit of ek vasgeketting is, het ek hoop. Hy sê selfs al voel dit of die Here my eintlik verlaat het en nie my gebede verhoor nie, het ek hoop. En nou is die vraag, hoe kry hy dit reg om hoop te hê ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van wat hy beleef en ervaar? En hy antwoord ons in die volgende paar verse, en dis die vers wat ons gelees het dan ook vanoggend. Deur die liefde van die Here het ek nie vergaan nie, sê hy in vers 22. En om hierdie rede bly ek hoop. Want deur die liefde van die Here het ek nie vergaan nie. Dit het elke nou en dan vir my gevoel, dis my einde, maar God se liefde het my daar kom uithou. Vir my gevoel of ek in hierdie donker gang loop, maar God se liefde het 'n lig kom aansteek. My gevoel of ek vasgeboei is, maar God se lig was die sleutel wat die boeie kom oopbreek het. Gevoel of my wêreld met 'n klipmuur toegebou is, wat bedek is met gif, maar God se liefde het die gif kom neutraliseer en 'n deur deurgebreek, sodat ek uit my muur uit kan stap. My gevoel ek is die joke van die dag, maar ek kom glimlag God se liefde oor my. En toe behou ek my hoop. Deur die liefde van die Here het ek nie vergaan nie. Vriende, hierdie liefde waarvan prediker praat, is die verbondsliefde van God. Daardie liefde waarmee die Here my en jou gekies het, voordat ons nog enigsins kon antwoord op sy liefde. Die Here bly getrou aan sy verbond, en as hy sê ek het jou lief, dan sal ons nie vergaan nie. Sy liefde verander nie. Dit bly altyd dieselfde. Daarom kon hy hoop, want God se liefde sal nie ophou nie. Hy skryf verder, hy sê, julle het gehoor hoe gaan dit met my, maar ek het aan my hart toe gegaan, en toe ek binne in my hart gaan kyk, daar waar ek alles ter harte neem, daar waar ek dit bære, daar waar ek dit toesluit, toe ontdek ek, aan sy ontferming is daar ook geen einde nie. En is elke oggend vir my nuut. Vriende, die Engelse vertaling sê, His mercy is new every morning. God se ontferming breek deur, sy genade kom breek deur ons donker, deur ons mure, deur ons gevangenskap, deur ons moedeloosheid, deur ons onsekerheid, deur ons gedagtes wat vasgeloop het.
Hy sê my genade is elke oggend vir jou nuut, my kind. En daarom sê die klaagliedere man, maak nie saak wat my omstandighede is nie, ek sal bly hoop, want ek weet elke oggend as ek my oë oopmaak, is God se genade nuut. Vriende, ek weet nie wat jy beleef nie. Weet jy wat jou emosies nou is nie. En miskien sit jy nou ook in sak en as, net soos hierdie klaagliedere skrywer. Miskien is die mure om jou gif vir jou. Dan wil ek vir jou sê, hoor vandag dat die Here sê, my genade is elke oggend vir jou nuut. Moenie dink, jy het my genade opgebruik nie. Elke oggend kom deel ek dit gratis en verniet uit. Dis elke oggend nuut. Vers 23 kom skryf hy, God se trou is groot. Die Engelse vertaling, the steadfastness of God is great. Die standvastigheid van die Here is groot, sê hy. Here, dit voel of my lewe uitmekaar val. Ja, dis donker om my. Hierdie is hierdie mure. Ek smeek en dit voel of jy nie antwoord nie. Vers 9 sê, my pad is met klippe toegebou, sodat ek nêrens kan uitkom nie. Maar Here, ek bly hoop, want my standvastigheid is in U. Hierdie vers sê eintlik dat die Here vir my en jou soos 'n anker is, as die storms om ons woed. Klaagliedere sê, as dit vir my voel my pad is versper en die storms wil my oorweldig, dan is God se trou groot. Dan is God die anker in my storm. En daarom bly ek hoop. Skryf in vers 24, die Here is sy lewe. Daarom weet hy dat hy altyd hoop sal hê. Jy sien vriende, klaagliedere se skrywer het ontdek dat wanneer jy God asem inasem en wanneer God jou lewe is, dan kan jy nie anders as om te hoop nie. Interessant, nou, dat hy nie net skryf, God is deel van my lewe nie, maar hy sê, God is my lewe. Hy sê, begin en die einde van my dag. As ek voel dat my emosies my wil oorweldig, dat my lewe my wil oorweldig, dan sê hy, en my gedagtes my wil vasdraai, gaan gryp ek na my hart, en ek ontdek opnuut weer, die Here is my lewe, en daarom sal ek bly hoop. En hy sê, dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Hy sê ek bly hoop, want ek het geleer, my horlosie en God se horlosie werk so bietjie anders. Ek bly wag op die Here en op sy hulp. Ek wag geduldig op die Here, sodat hy my horlosie en sy horlosie met mekaar kan sinkroniseer. Jy sien vriende, wanneer ons al hierdie emosies het in ons lewe, dan raak ons ongeduldig, want God moet nou en hier, en het voel vir ons, Here, dis te lank, waar is hy? Amper soos Martha en Maria, wat vir Jesus gesê het, as hy was so my boetie nie gesterf het nie, is te laat, hy te lank gevat om hier uit te kom. Hierdie klaagliedere man skryf, en hy sê, wag geduldig op die hulp van die Here, want ek weet, sy tyd is die regte tyd. Ek wil afsluit met die woorde van vers 25. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop.
vir die mens wat na sy wil vra. Die Here is goed vir wie op hom hoop en vir die mens wat na sy wil vra. Klaagliedere sê, dit het nie altyd met my goed gegaan nie. Baie goed in my lewe was die mekaar. Selfs my kop kon nie meer vir my antwoorde uitdink nie. Maar een ding weet ek, die Here sal vir my goed wees, want op hom bly ek hoop. En ek sal bly bid. Vriende, miskien het jou gedagtes ook vandag vasgedraai. En dan wil ek vir jou vra, wil jy nie vir 'n oomblik die sleutels van jou hart gaan haal en vashou aan die hoop dat God se liefde vir jou nooit gaan ophou nie. Dat sy genade elke oggend vir jou vars en nuut is. Dat hy jou lewe en jou anker is. Dat jy op hom sal wag en dat jy sal bid en sal bly hoop, sodat God jou kan help. Mag ek en jy vandag by die klaagliedere skrywer hoor, dat selfs in ons moeilikste ure, kan ons bly hoop, want aan God se liefde is daar geen einde nie. Amen. Here, U genade is elke oggend nuut. En die liefde is oorweldigend groot vir ons. En miskien is daar 'n paar van ons wat vandag, Here, net soos die klaagliedere skrywer voel, 'n paar van ons wat sê, ons kan nie meer nie, Here, ons is moeg, ons is oorweldig. Ons voel vasgevang, die mure om ons druk ons. En ons bid, Here, en dit voel miskien nie of U antwoord nie. Ek wil kom bid vir hulle wat vandag eintlik moed verloor het, Here. Hulle wat die koerant en die nuus dophou en sê, daar's vir ons geen pad vorentoe nie, dis donker vir ons. Mag jy hulle harte oopsluit vandag, Here, dat hulle kan ontdek, God se liefde en sy genade is elke oggend nuut en vars. En dis genoeg vir my. Here, vir hulle wat vandag voel, ons is onseker oor ons toekoms. Mag hulle U vertrou vir die genade wat môreoggend nuut kom, Here. Ons dank U vir die voorreg om vandag U woord te mag lees en U te mag aanbid. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ek en jy sing oor hierdie genade van God wat so onbeskryflik groot is. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace.
En dit sal vir my vanoggend so groot voorreg wees, as ek daar waar jy sit, sommer net eintlik my hande op jou skouers kon sit, en vandag vir jou kan sê, tel jou kop op. Gaan kyk in jou hart, selfs al draai jou gedagtes vas, kry hoop, want die Here se liefde sal nie ophou nie. Mag jy hierdie week ingaan met die wete, die genade van God ons Vader sal groot genoeg wees vir enige iets wat jy deur hierdie week moet deurmaak. Mag jy vandag weet dat die liefde van die Here Jesus, daardie liefde wat gemaak het dat hy aan die kruis sterf, sodat hy nou aan die regterhand van God kan sit, en vir jou op die naam kan pleit, mag jy weet dat hierdie Jesus nou weet van elke emosie in jou lewe. Elke ketting, elke muur, elke donker pad. En dan bid ek dat jy sal weet dat die Heilige Gees op hierdie reis saam met jou is. En dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan, het ook in jou is. Mag jy vandag opstaan. Mag jy, as jou gedagtes vasgedraai het, die sleutels van jou hart vat en nuwe hoop ontvang. Bid dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees by jou sal wees. Amen.